Ons as mense raak gou verveeld. Selfde ding oor en oor gedoen het, dan raak dit vir ons gou afgesaag. Amper soos die prediker sê in sy boek, dat daar 'n eentonigheid in die skepping is, dat daar die riviere vloei af na die see, en ons soos nou hier sien, branders kom in, en die gety kom in, en die gety gaan uit. Alles herhalend, en selfs, miskien in sommige mense se oë, vervelig. Jy weet, as kinders klein is, dan het hulle die vermoë om nie sommer verveeld te raak nie. Dan sê hulle vir hulle pa, doen dit weer papa, doen dit weer, doen dit weer. Ons kry dit ook onder diere, honde, wat nie moeg word om dieselfde ding oor en oor te doen nie, maar mense, as jy volwasse word, dieselfde ding oor en oor gedoen het, dan raak dit vir ons gou afgesaag. Dit het ook baie te doen met die feit dat alles wat ons doen, gaan met moeite gepaard, en die lewe kan gou eentonig raak. Jy hoor dan selfs kinders in hulle tienerjare sê, iets is, soos hulle in Engels sê, boring, vervelig. Maar as 'n mens nou elke dag se nuwe sonsopkoms vat en besef dit gaan nou al vir duisende jare so, dat die son elke keer opkom, kan 'n mens nou met alle eerbied en respek vra, is dit nie iets wat vir God vervelig is nie. En dan lees ons in Psalm 19, lees ons, die een dag stort vir die ander dag 'n boodskap uit. Die een nag kondig vir die volgende nag kennis aan. So daar's altyd iets nuuts, altyd iets vars. Elke nuwe dag, 'n nuwe sonsopkoms. Ja, en as jy voorreg het om dit raak te sien, skoonheid daarin, wonderlike skoonheid. Niks is ooit dieselfde nie. Daar's nie 'n kwessie daarvan dat God ooit moeg raak vir sy skepingswerk nie. Dat hy ooit moeg raak om 'n nuwe dag te skep nie. En dan lees ons ook daar in Psalm 19, dat die son eintlik soos 'n bruidegom uitgaan, uit sy slaapkamer uit. Hy gaan met doelgerigtheid, gaan hy die dag tegemoet. Hy gaan uit met 'n wete dat hy 'n besonderse taak het vandag. En dit gee vir ons ook moed as mense, ons wat hier dikwels met moeitevolle dinge te doen het, dikwels nie die skoonheid van elke nuwe dag insien nie, as ons maar deur die Heilige Gees vernuwe kan word en begin om deur die genade wat ons het in die Here Jesus Christus elke nuwe dag te begroet met dankbaarheid en met vreugde en met 'n vooruitsig dat daar dinge gedoen moet word en dat alles tot eer van die Here is en dat dit 'n wonderlike roeping vir elke mens is.